Pieter de Tooy, maar dit is so lekker om jou te gesels. Ek meen ek is so mal oor hierdie tyd. Jy sien hierdie ouens soos klomp katte op warm plate rond trippel nie waar nie. Ja, dit is fascinerend om dop te hou en wat vir my so interessant is om te sien hoe hier 'n ideologiese konflik binne die kabinet is. Jy weet, so die begroting is veronderstel om in 'n paar weke weer ter tafel gelê te word in die parlement en die nasionale vergadering, maar hier is elke dag vergaderings van hierdie subkomitee van die kabinet wat moet hierdie verskille oorbrug en wat besig is om te gebeur. Jy weet, daar's 'n filosofie binne die ANC komponent van die kabinet wat al vir 30 jaar vasgemessel is in hoe die kabinet funksioneer en hoe die begroting saamgestel is oor hoe die staat sy geld inkry en hoe hy dit bestee. En die DA het sy idees oor dit is lynreg teenoor die ANC's en so jy het 'n botsing van ideologieë, van idees, van filosofie wat besig is om hom uit te speel in die kabinet en dit is belangrik want dit gaan oor die besteding van die belastingbetalers se geld. En ek het nou al baie keer gesê begroting is eintlik die hart van 'n demokrasie. Ja, maar weet jy 'n belangrike ding vir my nou, afgesien van die ideologiese verskille van die onderskeie partye in die regering, wat belangrik is hierso, die ANC tot nou toe was daar 'n onderskeid gewees tussen die inkomste en die uitgawes. Hulle gedink jy kan net spandeer. Jy kan net spandeer, dit maak nie saak wat jou inkomste is. Ja. Elke jaar met die begroting, jy weet, en ek dink die laaste ordentlike begrotingsrede wat ek gesien het was Trevor Manuel wat seker 15 jaar gelede was. Kom die minister van Finansies parlement toe nadat jy weet die ANC eintlik maar die begroting saamgestel het en gesê het ons gaan nou dis waar ons nou meer inkomste gaan kry. Ons gaan groter belastings hef hierso, ons gaan BTW opstoot. Die DA sê vir hulle ouens, maar jy kan dit nie meer doen nie. Ons kan nie daar is nie werklik nuwe bronne van inkomste vir die regering nie. Ons kan mense nie meer belas nie. Ons is oorbelas, en jy weet dit baie goed. So wat moet gedoen word? Ek wil jy's heeltemal reg in jou praatjie nou net oor ons moet minder bestee. Ons moet minder bestee. Maar ons het 'n doeltreffende staat ook nodig. En wat die DA voorstel is, kyk na al die programme of die lyn-items in die begroting en besluit wat is nie nodig nie. En die rede hoekom die ANC dit nie wil doen nie, baie van daai lyn-items in die begroting, weet 'n subprogram by die departement van binnelandse sake of een of ander uitreikaksie van hierdie departement. Weet dit is vir kripvreters. Dis sodat weet die ANC se kaders van ons belastinggeld kan eet en steel. Dis hoekom hulle dit nie wil doen nie. Ons het 'n doeltreffende staat nodig, maar die ANC is huiwerig om daai hersiening te doen en dit moet gedoen word. Weet jy iets wat ek nou nogal oplet? Nou, sê my, dis iets hoe dit vir my lyk aan die gebeur is dat dit lyk my so half of die ANC se planne besig is om te verkrummel. Of hulle het nie meer daar is planne nie. Jy weet, en ek kyk na Enoch Godongwana en jy weet hy's die beste wat die ANC het, maar ek dink ongelukkig nie die finansiesminister wat ons nodig het nie. Dit is nie hulle het nie meer idees nie. Hulle het nie meer idees om die ekonomie in die gang te kry nie, wat nie hulle job is nie, maar hulle het nie meer idees om omgewing te skep om die ekonomie in die gang te kry nie. Hulle weet nie meer wat om te doen met die groter wordende begrotingsgaping wat ons het nie. So daar is nie meer idees nie en nou moet hulle self kry om na die DA se idees te luister. Dis 'n lang proses om na jou vyand te luister, is 'n lang reis in jou kop, maar hulle het hierdie reis aangepak. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Sê my 'n bietjie, dis baie ek het nou van hierdie gerugte wat ek nou hierso hulle bespreek hulle bespreek daai en daar's nog 'n klomp ander goeders wat ek nie eers genoem het nie. Wat dink jy is die mees waarskynlike ding? Gaan ons werklik 'n toename in inkomste sien of 'n belastingverhoging dan nou of gaan hulle werklik begin ernstig uitgawes besnoei? Kyk, die dag na die begroting was die voorstel van nasionale tesourie in plaas van 'n 2% verhoging op BTW wat van 'n 1% verhoging. Die DA het gesê nee, ons gaan eenvoudig nie die ekonomie kan dit nie absorbeer nie. Dis nou al af na 0,5%, maar die DA sê nee. So elke dag ontmoet die tegniese komitee, weet die politieke hoofde beklei oor, dan word dit oorgegee aan die nasionale tesourie se groep ekonome en tegniese ouens wat daai voorstelle nou wegvat. Die volgende dag ontmoet die tegniese komitee weer en sê okay, tesourie sê wat van hierdie en dan word daar weer beklei daaroor. Maar maak hulle vordering. Hulle maak vordering, Dawie. Dis 'n klein komitee, ek dink daar's 6 of 7 mense op dit ondersteun deur tesourie ouens. So daar is vordering, maar dit is maar 'n bloedbad soms klink dit my die hare waai in daai gesprekvoering, maar dis belangrik. Ons kan nie aangaan met die tipe ANC ekonomiese plan en begrotingsproses soos wat ons tot op hede ons kan dit nie meer bekostig nie. So fascinerend om te sien hoe dit uitspeel en die fight is nog nie oor nie. Wonderlik om jou te gesels, soos altyd. Ek kan nie wag oor die volgende 2 weke om te sien of ons begroting gaan hê. Wonderlik, maar hulle sê ons gaan versekerde begroting. Hulle sê so, maar hulle het ook in die verlede so gesê. Baie pretty hoor, soos ek julle sê, dis waaroor dinge gaan. Dis waaroor die politiek eintlik gaan en dis waaroor demokrasie gaan.